ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U Welkom by Vita die Bybelstudies. Dit is ons Johannes Evangelie en ons stap rustig deur hierdie kosbare boek. Ons is in hoofstuk 9 en ons het gelees hoe Jesus 'n blindgebore man tegemoet gaan en sy disippels wil weet wie het gesondig, en Jesus sê nee, die man is van so, nie vanweë die sonde van 'n mens nie. Dus die gebrokenheid van die lewe bring ook sulke gebreke in mense. Maar dis 'n kosbare platform vir God om te openbaar. En ek het gesê, ons moet siekies trap rondom daai ene, want die een ding wat ek nou al gehoor het, ander mense sê, maar ek's nog nie daar om daardie uitspraak te maak nie. Ek's nog nie daar nie. Dan gaan jy sê wat dit is. Dis wat mense sê, God het hom spesiaal blind gemaak, sodat hy sy wonderwerke deur hom kan wys. Ek's nie daar nie. Ek's nie daar om dit te sê nie. Nou sê die mense, ja, maar God is soewerein, hy kan doen wat hy wil. Ja, hy kan doen wat hy wil, en hy doen wat hy wil. Hy het nie jou toestemming, of jy weet, nodig dat jy met hom moet saamstem nie. Dit is so, maar hy is nie net soewerein nie, hy is ook rein, hy is ook heilig. Daar is niks onderduims in God nie, niks nie, geen skaduwee daarvan nie. So, ek sien daar om dit te sê nie. Ek is bereid om te sê, tot daar, ek sal gaan tot hier, deur te sê, die gebrokenheid van die lewe is die platform waar God hom openbaar. En binne dit kan ek baie dinge verstaan, dat hy in beheer is. En dat hy sy heerlikheid aan mense bekend maak in hulle situasies en krisisse, sodat hulle kan sien wie hy is, sodat hulle in hom kan glo, sodat hulle die lewe kan hê. Sien, daar's 'n paar sodats daar wat baie belangrik is. Nou ja, vers 6, en toe hy dit gesê het, Jesus het gesê, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Toe spoeg hy op die grond en hy maak klei van die spoeg en smeer die klei in die oë van die blinde man. En sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Dan sê seker, toe was hy hom in, toe sê hy, as jy nou stop daar, en jy gaan, nee, jy verbeel jou, stap hy met mense wat hom help, hierdie, miskien so. Pas op, is 'n klip, is 'n boom, so, stap hy tot hy nou uiteindelik die moeite wat hierdie man moet doen om blind na die bad van Siloam te loop. Dink gou net bietjie. Dit wat ek en jou, weet, sommer kort rukkie sal vat hom nou ekstra langer, want hy kan nie sien waar hy loop en mense help hom nou en stap, en daar's 'n hele situasie, 'n toneel wat daar afspeel, en hoe kom hy daar by die bad Siloam aan, hulle wys hom hierdie water en so aan, en die mense wat hom bring gaan, jenetjie, sê nou net, dit werk nie. Jy weet, dink net, kom, daar's emosie, hier's geweldig goed wat hier gebeur, waaroor die Bybel net so skiem, nee, gly net so oor het. So, en hy was in die grond, val in die water van die klei, dis rof aangesmeer. En dan sien hy. Ek kan sê. En die mense dink dit. Ja, die Bybel noem dit, en toe gaan hy, toe was hy, en kom hy sien dit terug. Maar die emosie agter dit is geweldig. En hy kan sien, en die mense gryp mekaar vas, en hy kan kyk vir sy hande, en hy kyk sy klere, en hy sien, liewe land, het hy 'n groot papkol op sy hemp, waar hy gemors het, toe hy geëet het, en kyk hoe lyk hy, kyk hoe vuil is hy miskien, en skielik sien hy sien, en hy sien kleure, en hy sien die water, en hy sien mense, en die vreugde op mense sigte, en ja, is geweldig, stemme wat hy so goed ken, nog nooit gesien in sy lewe nie. Skielik sien hy hoe lyk 'n boom, en hoe lyk die geboue, en hoe lyk die bad Siloam, en hoe lyk 'n hand
Nee. OK, so hier kom hy terug. Nou moet jy dink. Dit is geweldig. Die bure dan, vers 8, en die wat hom vroeër gesien het, dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat is dit 'n bedelaar nie? Hier kom hy terug en hy loop en hy praat en hy groet en hulle sê, hey, wat het hy aan? Ander sê, dis hy, ja, dis hy, ek ken hom. Ander sê weer, jong, hy lyk na hom, maar ek weet hom nie. Hulle sê so, maar ek weet nie. Dit is typies, nee. Dit is so kosbare, kort, 2-3 sinnetjies, presies hoe dit sal wees, en het was, en nou sou wees, as dit nou sou gebeur. Presies so. Ja, dis hy, nee, ek weet hom nie. Hy was blind, man. Hierdie ou lyk baie soos hy, maar ek weet nie. Hy antwoord, dit is ek. Het was ek wat blind was, kyk, ek kan sien. Ja, is groot, nee. Hulle sê vir hom, hoe is jou oë geopen? Hy antwoord, die man wat Jesus genoem word, hy klei gemaak, en op my oë gesmeer, en vir my gesê, gaan na die badwater Siloam en was jou, en ek het gegaan en my gewas, en nou sien ek. En hulle sê vir hom, waar is hy? Hy antwoord, ja, ek weet nie. Nou, hier is 'n baie belangrike ding, want dit is nou so typies aan Johannes se evangelie. Jy het twee goed wat hier afspeel, en die twee dinge, wys Johannes oor en oor en oor en oor uit. Die een is, die wonder van die werk van Jesus. Daarom 'n wonderwerk. Jy sien dit. Die tweede een is, dit waarna die wonderwerk wys. Nou, soms steek mense vas by die wonderwerk en kom nie by die waarna wys dit nie. En dan wys Johannes dit uit as 'n armoede en 'n groot gebrek. En Jesus maak 'n punt daarvan om dit te verduidelik. Dan is daar mense wat sommer vinnig die wonderwerk beleef en dadelik verstaan wat die betekenis is. En dat dit na Jesus wys. En dat hulle na hom toe kom. Een van die voorbeelde wat mense nou sien, wat ek nou aan dink is, en dit kom nou nie in Johannes voor nie, maar is waar Jesus die melaatses genees en dan draai net een van hulle om na hom toe. Die ander 9 beleef net die wonderwerk en dis vir hulle genoeg. Hulle snap nie waarvan praat die wonderwerk nie en tree daardie lewe net nie in nie. So hulle gaan huis toe en hulle is genees en that's it. Great. Maar een van die 10 draai om en kom terug na Jesus toe, want hy snap. Hy is genees vreugde groot, onuitspreeklik groot. Maar daar is 'n groter saak hier, as die feit dat ek verlos is van my krisis. Die groter saak is, die persoon wat dit gedoen het, wie hy is. Daai man kom terug na Jesus toe. Nou die blinde man, ons weet nou nog nie wat gaan in sy hart aan nie, ons weet net hy is bad toe en hy is terug en hulle vra vir hom, waar is Jesus? En hy sê, hy weet nie. Ek weet nie. Wat my genees het nie? Ek weet nie. Nou, ons weet nou nog nie wat gaan in die blinde man sy hart aan nie, maar ons weet, hier is die twee goedjies ook nou sigbaar, want die blinde man kan net sowel hom verheug in die feit dat hy kan sien en dis die einde daarvan. Of hy kan verheug in die feit dat hy weer kan sien en Jesus soek en dan 'n groter heldersiendheid belewe. Nee, hy kan Jesus sien en hy kan deel word van die lewe en lig van Jesus. Nou, kom ons kyk hoe speel die situasie uit. Hulle bring hom toe na die fariseërs, die man wat vroeër blind was. Ek neem aan, dit het nou maar ook te doen bietjie met die wet van Moses, want hy moet hom nou presenteer, maar dis nou eintlik aan die priesters.
Nee, hy moet 'n melaatse moes hom aan die priester toon en verklaar word deur die priester dat hy genees is voor hy opgehef word van die feit dat hy geban is uit die samelewing. Dis hoekom Jesus die melaatses wat hy genees na die priesters toe stuur, want dit was die voorskrif. Nee, so hulle moet dit volg, gaan en toon jou aan die priester om weer deel van die samelewing te word. Dis jou lisensie om deel te word. Die mense neem hom na die fariseërs, is nie heeltemal duidelik hoekom dit gebeur nie. Ek dink ook nie, dit staan daar nie, maar kom ons volg die verhaal. En dit was Sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy oë geopen het. Okay, dit is gee vir ons dalk 'n rede. Hoekom is hy fariseërs toe? Ja, want hier was nou 'n kwessie, so die fariseërs druk baie streng en erg vir die hou van die Sabbat, die absolute hou van die Sabbat, en hulle het honderde wette oor wat mag jy op 'n Sabbat en nie doen op 'n Sabbat. Hoe ver mag jy van jou huis af woon, maar kan jy verder gaan as jy hoop grond van jou eiendom in jou sak het, want dan is dit nog steeds jou eiendom, en dan is jy nie ver van jou eiendom af, weet, hulle het sulke absolute nonsens in, jy weet, goedjies in, so. Okay, so Jesus, hier is nou 'n groot ding, die fariseërs is die wetstoepassers van die Sabbat, baie ernstig oor die Sabbat en so aan. En dit kan wees. So dit was, hier is nou 'n paar grense oorskry hier, so wat die Sabbat betref, so dit kan wees. Dat dit die rede is, hoekom hulle hom na die fariseërs te vat. En het was Sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy oë geopen het. Fariseërs vra hom toe weer, hoe het hy siende geword? Hy antwoord hulle, sê hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en ek sien. Hy sien die klei op die oë sit, is 'n klare oortreding van die Sabbat. Die gaan na die Bat Siloam is waarskynlik ook 'n oortreding van die Sabbat. Die was so 'n oortreding. Dit vrees ek. Ek hoor nou die dag iemand sê van hierdie ortodokse Jode dan waar hy was. Hy sê hy was die ou. Dan huur hulle hom. Hulle huur hom op 'n Sabbat. Sit hy op die stoep by hierdie vermoënde Joodse gesin, buite natuurlik nou nie in die huis nie, hy sit op die stoep en dan keer hy dat niemand die deurklokkie lui nie, want dis ook 'n oortreding van die Sabbat, jy weet, mag nie op sy foon sit te werk nie, want dis 'n oortreding van die Sabbat. Hy moet nou heel dag net daar sit, vertel hy hierdie interessante storie. Ja, so nou ja, die fariseërs weet toe nou dadelik, ja, nee, wat, hier is soveel klausules wat oortree is, so die uitspraak is baie duidelik. Sommige van die fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie. Daar sê hulle is baie oud, hulle weet waarvan hulle praat, hy kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Daar sê hy, want God het die Sabbat daar gestel, en hierdie man oortree die Sabbat links en regs, en so, hierdie ouens verstaan nie kop of stert van dit wat God doen nie. Hulle gebruik en dit gebeur vandag nog, ek kry nou nog e-possies elke nou en dan, mense met presies dieselfde inhoud, verstaan nie kop of stert. Hulle gebruik die lettere van die wet as 'n soort van 'n lat. Verstaan nie wat is God se hart nie, verstaan Jesus glad nie, weet nie, dat die man wat dit gedoen het, is God self nie. So hulle verklaar hom net Sibier, kan nie van God kom nie, wat nou nog God self wees. Nee, so, ja, dit is baie kundig in hulle uitsprake, weet presies waarvan hulle praat. Omdat hy die Sabbat nie hou. Anders sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle, so die fariseërs sê net, ja, hy is 'n onding. Ja, ander mense sê, maar hoe kan hy 'n onding wees, want wie doen sulke goed, as God nie met hom is nie? So daar is verdeeldheid in die ranks. Weer sê hulle vir die blinde man, wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë geopen het? En hy antwoord, wel, hierdie man is 'n profeet. Bedoelende, hy is van God gestuur. Hy is van God gestuur, hy het my oë geopen. Kan julle dit doen? Nee, ja. Julle is nou die mense wat die wet so ken, en vreeslik, jy weet, vernaam, en belangrik, en so aan, en julle kan dit nie doen nie.
So wat sê julle van hierdie man wat kan doen, wat julle nie kan doen nie? Hy's gestuur deur God. Dis sy antwoord. En die Jode het dit nie van hom geglo dat hy blind was en siende geword het. Ja nee, kyk. Jou vertel, as ek dit lees, dan dink ek aan soveel honderde goed, maar jare terug, maar dit is nou blou jare terug. Toe gee ons 'n voertuig vir 'n broer. Nee. Dit is nou baie jare terug. En dit was sy verjaarsdag en ons gee vir hom ons voertuig. Gee dit vir hom. Want die Here het ons so gelei, dit is nou nie, ek weet, dit is ongewoon, natuurlijk is dit ongewoon. Dink jy nie, dit is vir ons ook ongewoon nie, dit is grootliks ongewoon. Maar ons beleef duidelik Jesus in die saak, en ons vat vir hom die sleutel, sit dit in 'n boks, en maak dit opgeef. En ek geef vir hom 'n voertuig. En dit was, wat ons betref, afgemaak. Ek weet, klaar, dit is Gerrit, was gehoorsaam, doen dit en gaan aan. Nee, toe is daar 'n oom in die dorp. Nou kom sy vrou na my toe, nou sê die oom, nee, ons lieg. Ons het dit nie gegee nie. Maar hy het soveel autoriteit, wat hy sê, ja, ons lieg, nee, ons het dit nie gedoen nie. Ja, dit is glad nie wat ons het doen nie, dis wat ons sê om beter te vertoon in die samelewing, maar daar het iets anders gebeur, daai kar is verkoop of iets so, of ons het dit vir hulle geleen, maar ons het dit definitief nie, hy weet presies waarvan hy praat. Hy het nie met ons gepraat nie, hy het nie met die mense wat het ontvang het gepraat, nee, maar hy weet presies waarvan hy praat, en dis nou maar dit, en niemand gaan vir hom anders sê nie. Ja, en al wat ek doen is ek glimlag net vir, ek het niks verder om te sê nie. Want jy weet so van alles, is net te wonderlik. Hier doen hulle met Jesus presies dieselfde. En al die tyd, ek sien ek die man en dink ek, jy's nou met dwaas, maar toe maar wat, wees nou maar ene. Maar nou loop hy en vertel van almal dat ons is oneerlik en so aan. En dan voel mense 'n bietjie aangevat daar, jy voel 'n bietjie, jy moet jou ere verdedig, en dan dink ek, nee, dis die laaste ding wat jy hier gaan doen, jy gaan nie doen nie. Jy moet nie dit doen nie, dit sal in die vlees wees. Hulle doen dit met Jesus. Sê vir hom, nee, hierdie man was nie blind gebore nie, man. Hierdie is trickery. Hierdie is smoke and mirrors. Ja. Kan jy dit glo? Die Jode het nie van hom geglo dat hy blind was en siende geword het nie. Totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siende word. Nou ja, dit is 'n ander storie. Ja, hulle glo nie. Ja, jy was nie blind nie. Die man sê hy was blind en toe sien nie. Nee, is nie waar nie. Jesus my genees. Nee, vals, dit nie waar nie. Geroep sy ouers. Kom die ouers. Hulle vra hulle en sê, is dit julle seun, van wie julle sê, dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Dit kan mos nie wees nie. Sy blind is hy blind. Sy ouers antwoord hulle en sê, ons weet dat hy ons seun is, en dat hy blind gebore is. Baie dankie vir dit is ons seun, ja, ons weet dit. Dit is waar, dit is ons seun. En hy is blind gebore. Hy is uit ons gebore, en ons het hom groot gemaak, julle was hier nie. Hy is, vra my al die bure en allemaal. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie, of wie sy oë geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom, hy sal vir homself praat. Hoor hier. Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al ooreengekom, dat as iemand hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Ja, sê. Ja, wat, hierdie agendaatjie is baie duidelik. Ja, Jesus kan enigiets wees. Maar hy is definitief nie van God nie, en hy is nie die Christus nie, en dit is net so. Maak nie saak, wat is die bewyse? Maak nie saak nie. Maak nie saak. Ja, so die ouers sê toe, ja, so sê hy is blind, maar wie hom genees het, vra myself.
Want hulle is nou nie lus vir 'n sensuurbesigheid nie, want as jy onder sensuur geplaas word deur hierdie vername manne, dan is jou hele sosiale lewe in sy kanon in. Jy weet, alles, hulle sny alles, die mense, jy weet, assosieer nie met jou nie, jy weet, jou besigheid lei daaronder, ja, dit gaan sommer net sleg met jou. So, hulle sê net, hierdie ons gaan die wêreld vir ons baie warm maak, as ons nou Jesus bely, want het is klaar bekend gemaak, dat as julle hom bely, daar is dreigemente klaar daar. Ja, hierdie goed is vir my net amazing. En is vandag nog so. Vandag nog so. En ek praat nie van Israel, ek praat van ons eie mense. Ons eie mense wat nou skielik oortuig geraak dat saligheid lê in die feit dat jy 'n Jood word. Kom by presies dieselfde plek uit. Jesus is nie wie hy gesê het hy is nie. En party sweer hom net af en party is bereid om te sê hy was ons voorbeeld, Jesus. Maar niks verder as dit nie, is nie meer as dit nie. En dit sit nog so die teenkanting en haat en afsydigheid en rebellie teen Jesus is nog steeds so. Maar dis nie 'n nuwe ding nie. Nee, dit kom van die sondeval af. Daarom het sy ouers gesê hy is oud genoeg vir hom. Hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom, gee aan God die eer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Sjag. Geweldig. En hy antwoord, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek. Ek was blind. En nou sien ek. Hulle sê toe weer vir hom, wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen? Hy antwoord hulle, ek het julle dit al reeds gesê en julle het nie geluister nie. Nou hierdie is Jesus se aanklag teen hulle en nou kry hulle dit van 'n voormalige blinde man. Selfe woorde. Julle vra nie omdat julle wil weet nie, julle hoor maar julle luister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Vra hy. Julle wil tog nie ook sy disippels word nie. En dis die snaakste ding wat hulle, die fariseërs, vir hulle kronies gesê het. Hulle het mos die kronies uitgestuur om Jesus te arresteer en toe kom die ouens terug en sê, ons het nog nie sulke woorde gehoor nie. Toe sê hulle, maar julle, moet nie sê, julle word nou ook gelowig nie. Nou sê die blinde man het vir hulle in sarkastiese manier, wil julle ook disippels word? Is dit hoekom julle so uitvra? Nadat julle oor en oor gehoor het wat die antwoord is. Hulle skel hom toe uit en sê, jy is 'n disipel van hierdie man, maar ons is disipels van Moses. Lekker sous. Ek kan nie anders as om te sê, nee, ek kry dit vandag nog nie. Kry vandag nog hierdie disipels van Moses, skryf vir my e-posse en sê, julle, kry dit op die YouTube kanaal ook 'n bietjie gaan kyk en elke nou en dan is daar iemand wat sê, julle, wat so, Jesus, julle is mislei, julle gaan reguit die hel toe. Skryf die disipels van Moses. Ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie. So, God het met Moses gespreek en is opgeteken en ons bly daarby. Verder trek ons 'n streep deur hierdie man. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godvreesend is. Die man antwoord toe, ek spring, vers 30. Die man antwoord en sê vir hulle, hierin is tog iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy is nie. En hy het my oë geopen. Ja, hierdie blinde ou gee getuienis in hierdie raad. Nou hierdie raad gaan hierdie situasie 'n paar keer nog belewe. In Handelinge, weet ons, Stefanus, Petrus en Johannes, Paulus, hulle gaan nog 'n paar keer hierdie getuienisse hoor en hulle hou net vol by hulle rebellie. Nee, dit staan as getuienis teen hulle. So hier sê hy vir hulle, hy sê, is dit nie wonderlik nie? En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Wow, hierdie man. En hulle weet, hy praat met hulle uit die Ou Testament. Kom uit die Ou Testament.
As iemand godvreesend is en doen wat hy sê, die verhoor hy, maar hy verhoor nie sondaars nie. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie, en as hy nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. So hy haal hulle eie skrifte vir hulle aan. Jy sien, maar dit gaan nie hier oor 'n eerlike opregte soeke na die waarheid in die skrif nie. Nee. Dit gaan oor die verdediging van 'n posisie. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in sondes gebore en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Jy is heeltemal in sondes gebore, wil jy vir ons kom leer? Ja, weet jy wat is die moderne ekwivalent daarvan? Moderne ekwivalent daarvan is, luister, ek het 7 jaar studeer. Ek het 'n meestersgraad in teologie, of vir wat ook al ek het. Ek het dit nou die dag gehoor. Nou die dag, sê hou dit weer. Wil jy nou vir my kom leer? Wil jy nou vir my kom? Weet jy met wie praat jy? Vreeslik. In elk geval, daar sit hulle onder sensuur en skop hom uit en nou, dit is nou baie duidelik vir iemand wat sommer net so staan en luister na die twee partye en so aan, en hierdie ou kry nou die kortste eind van die stokkie, die blinde ou, en hy word nou uitgegooi, maar is baie duidelik vir die ouens om te sien, waar sit die ander? Het is duidelik, jy kan duidelik sien wat gaan die ander sê, sien, mense is nie blind nie, hulle kan sien. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek aan hom kan glo? En Jesus sê, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, dat u die Seun van God is. En hy het hom aanbid. Wow. Dis 'n Jood hierdie. Hulle aanbid niemand behalwe God nie. Wanneer engele aan die Jode verskyn het in die verlede en hulle word oorkom deur hierdie geeswese, die teenwoordigheid van hierdie bonatuurlike geeswese, dan val hulle aan binne, dan keer die engel hulle dadelik, sê, moenie, ek is net 'n boodskapper, moenie, ek is nie God nie. Hierdie man val neer en aanbid God. Ja. En Jesus keer hom nie. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom. Nou, net die vorige hoofstuk sê, Jesus vir die vrou, ek oordeel jou ook nie. Sê, ja, dan sê sien jy, Jesus oordeel nie. Hier staan tot 'n oordeel het ek in die wêreld gekom. Jy sien, as jy 'n ding gesê wil hê, jy wil 'n ding gesê hê, dan sal jy vir jou 'n snysel skrif kan kry, wat jy kan uitsny, plak, en sê, kyk, die Bybel sê so. Maar as jy nie versies lees nie, maar die Bybel lees, is dit 'n ander storie. Tot 'n oordeel het ek in die wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word. En die van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde.
As julle maar net onkundig was, dan sou julle nie sonde gehad het nie. Julle is onkundig. Maar julle is nie onkundig nie. Julle is kundig. Julle weet, julle weerstaan net. Julle sê ons sien. Daarom bly julle sonde. Dis die een manier om daarna te kyk. Julle maak asof julle God dien, terwyl julle weet julle nie doen nie. Daarom bly julle sonde. So 'n belangrike ding om te hoor. En hierdie konflikgesprek tussen Jesus en die Fariseërs hou net nie op nie. En dit gaan nie ophou nie tot en met die kruisiging. Hulle sal nie ophou totdat hulle hom uit die weg ruim nie. Maar God het altyd die laaste sê. Hulle maak hom dood en God sal hom opwek tot 'n groter getuienis van wie hy is en tot die bevestiging van sy posisie as die Here van die Here en die Koning van die konings. Elke knie sal buig, elke mond